Goed, kom ons begin die Here te loof en te prys, en te aanbid. Die eerste lied is 'n aanbiddingslied vir God, vir die drie-enige God. Kom ons aanbid hom en dan direk daarna aanbid ons die koning van die kerk, ons Here en ons koning, met die bekende Psalm 45 vers 1 en 16. Maar kom ons begin eers met lied 305 vers 1 en vers 4. Kom ons staan, dan aanbid ons Here. Aanbiddelike God drie-enig, neem aan die dank wat ons U bring. In liefde is ons U verenig. By mekaar gebring deur die Gees, begeer ons hart een ding. Stuur U lig, U waarheid, dat die ons lei en ons bring na U heilige berg, Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente van Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan voort om die Here te loof met die sing van Psalm 138. Ons sing daarso vers 1 en vers 4, waarna ons saam ons geloof bely uit die geloofsbelijdenis van Sia.
In ons versoeningsdiens gaan ons saam lees uit Jeremia 31 vers 31 tot 34. Kyk, daar is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het die dag, toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei. My verbond, wat hulle self verbreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here. Want ek sal hulle sondeskuld vergewe, en aan hulle sonde sal ek nie weer dink. Hier kom God by monde van die profeet Jeremia, en hy sê hier in die Ou Testamentiese tyd al, dat die wet van die Here, wat hy op Sinaï vir sy kinders gegee het, nadat hy hulle uit Egipte verlos het, dit kon nooit die verhouding tussen ons en God herstel nie. En dan sê hy, maar alles gaan verander die dag as God hulle sondes vergewe, dan gaan hy kom en deur sy gees, sy wet in ons harte skryf. Man en vrou kan die Here ken en kan lief hê. En ons sien in hierdie pragtige profesie die koms van ons Here Jesus Christus. Hy het met ons sondes kom deel, en daarom was daar 'n Pinksterdag na sy opstanding en sy hemelvaart. En deur sy gees kom woon hy in ons harte, om ons te lei, om ons terug te bring as ons wegdwaal, maar ook in die waarheid van die woord, sodat ons in ons eie harte 'n liefde kan hê wat in Jesus se hart geklop het, sodat ons ook kan lief hê en kan omgee soos hy. Kom ons sing hiervan. Kom ons sing hiervan in Psalm 119 vers 7 en vers 10. Ons vestig ons hoop op Christus, ons enigste verlosser. Maar ons vra hom ook om ons te lei in daardie wet wat die Gees op ons harte kom skryf. Psalm 119 vers 7 en 10 terwyl ons so bly sit.
Hulle is die groot verlange, die smagting van die kinders wat so mooi deur hierdie psalmdigter verwoord as hy sê, gaan met weldaad voor en volg ek, dan betrag ek die bevel. Ja, ons verlange, ons grootste begeerte is dat U met 'n weldaad voortgaan, sodat ons nie verniet, dat ons kinders kan wees. Daarom kom hierdie psalm so vanmôre en dit fokus ons hart en ons gedagtes op die grootste weldaad ooit. En dit is Christus, die gekruisig, die Here wat ons opsit. Dankie dat ons in hierdie oggenduur ons sonde skuld met vrymoedig voor U kan bely. Ja Vader, ons oortree letterlik elke dag al 10 gebooie. Toch kom ons na U toe in Jesus naam. En pleit ons Vader vergewe ons. Hy ons eerder in ons swakheid, in ons nietigheid, deur U Gees op 'n weg van ewige vrede. Omdat ons weet in ons harte is U kinders. Omdat ons soveel liefde ontvang, volmaakte liefde, sodat ons ook kan lief hê en gee. Die liefde is Jesus. Kom U self oorweldig ons harte. Vrymoedigheid in Jesus. So, vanmôre by U genade troon, ook as gemeente. Ons kon reeds in aanbidding sing van U grootheid. Kon reeds U lof besing. En tog het ons soveel rede om U naam nog meer en meer groot te maak. Om U heerlikheid, U skoonheid meer en meer uit te wys. Dankie vir al U sorg. Dankie dat U ons elkeen liefhet, ons omgee vir elke bord kos, vir 'n warm bed. Here, ons is in oorvloed geseën. U alleen ons dank. U en ons lof. Voor alles, dankie vir die verlossing in Christus. En dat ons saam as liggaam van ons Here, as 'n priestervolk wat vir U een kant gesit is, kan vergader vanmôre. En ons wil net bid dat U self deur U Gees en deur U woord ons harte sal nuut maak, waarlik sal nuut maak, sodat ons vir U afgesonder sal wees. En dat ons vir U eer kan leef. Wees nou saam met ons, as ons U woord gaan lees en oordink. Wees U self die een wat voorgaan. Wees U self die een wat elke hart nuut maak, self lewend maak, maar waar dooie hart. Maak ons lewend en kragtig vir Christus. In Jesus naam bid ek. Amen. Voor ons gaan saam lees Johannes, kom ons sing skrifruiming 8:1 vers 1 en vers 2, waar dit juist baie soortgelyk waar Esegiel, waar God by monde van Esegiel sê, maar daar gaan 'n nuwe tyd kom, waar die Gees ons dooie harte gaan vervang, 'n nuwe hart, daardie hart waarop die wet van Christus geskryf is. Kom ons sing daar van harte van. Kom ons staan, dan sing ons.
Johannes 14, van vers 15 tot 21, is die belofte van die Heilige Gees. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Dit weer hierdie woorde. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Met reg word gesê, die internet het die wêreld 'n baie klein plekkie gemaak. Julle 'n geliefde van my kan aan die ander kant van die wêreld bly, dan kan ons deur 'n WhatsApp video met mekaar gesels. Maar julle sal met my saamstem, 'n WhatsApp video oproep is nie 'n persoonlike belewenis van daardie geliefde nie. 'n WhatsApp video kan nooit 'n voel, 'n drukkie, mekaar in die oë kyk, mekaar omgee, vervang. Dis nie die ware Jakob. Net soos in die ou dae voor WhatsApp, het jy mos 'n poskaart gekry. Dan is 'n geliefde van jou by die see en hulle stuur vir jou die mooiste poskaart van die mooiste see of berge waar hulle is. Maar wie hulle die mooiste poskaart, ek kan daarna kyk, dit is nie dieselfde as om by die strand te wees, op die strand te loop, om 'n seemeeu te hoor, die wind deur die hare, die sproei van die golwe te beleef nie. Jy sien, die beste beeld van 'n geliefde van my op 'n rekenaar, die mooiste uitsig op die see, op die poskaart, is nie die ware Jakob nie. Jesus Christus, opgestaane Here wat self sê, ek leef en julle sal leef, kan so maklik vir ons ook net 'n klomp mooi woorde in 'n boekie. Die opgestaane Here kan vir ons 'n poskaart Jesus wees. Mooi om na te kyk. Ons kan praat oor sy liefde. Ons kan in verwondering staan voor die kruisgebeure. Tog kan hy so ver van ons al wees dat ons hom beleef en ervaar. En dat hy so ver van ons af kan wees. Die opgestaane Here wat deur sy Heilige Gees by ons is, kan so maklik net 'n poskaart belewenis van Jesus wees. Om hom saam met hom te leef, om hom te ken, tree vir tree saam met hom te stap, hom te vertrou, is so baie van ons so moeilik. En van nature sal ons altyd terugkeer en van Jesus net 'n poskaart Jesus maak. Ons Here weet dat hy in hierdie tyd tussen sy eerste koms op aarde en sy wederkoms, dat hy in hierdie tyd waar hy terug is na die Vaderhuis of vir ons daar plek voor te berei, dat hy vir ons soms so ver gaan voel, soms so onwerklik gaan wees, en dat ons probleme en ons uitdagings, dat daar ander dinge is wat ons 'n groter waarheid gaan wees as hy. En juist daarom kom hy maak een van hierdie kragtigste, mooiste beloftes in die Bybel wat daar kan wees, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet of voorspraak gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Ja, in hierdie tyd van Jesus Christus waar ons sy koms inwag, help die Heilige Gees ons. Hy vertroos ons en hy bring Christus in ons harte
in ons lewens, in ons besluite in, sodat ons nou reeds in die teenwoordigheid van ons Here kan leef, dat ons hom kan ken, beleef en weet, hy is hier, hy is so deel van my lewe, tree vir tree. Om Christus so te beleef, moet ons mooi verstaan wat Jesus bedoel as hy sê, die Heilige Gees is by ons as 'n ander parakleet. Ook moet ons duidelik verstaan, Jesus se duidelike opdragte. Julle moet my gebooie onderhou. Die Heilige Gees, die parakleet, die voorspraak. Die gedeelte waarna ons saam geluister het, en dit is baie belangrik, is woorde van Jesus die aand tot sy kruisiging en sy opstanding 3 dae later. Met ander woorde, dis uiters belangrike woorde, wat hy daar in die bokamer met sy disippels, maar ook met sy kerk, met elkeen van ons deur die eeue gedeel het. Dis woorde wat ek en jy moet hoor, moet mooi verstaan, om hierdeur getroos en bemoedig te word. Nou geleerdes, weet ons, ek het net mooi 2 weke terug, luister ek 'n gesprek op RSG, oor iemand wat 'n doktorale studies gedoen het, oor skeidingsangs. Daai vrees het ek beleef, die oomblik as ek iemand moet groet, en ek weet ons moet afskeid neem. Finaal afskeid neem, of dis 'n lang tydperk wat ons mekaar nie gaan sien nie. Hulle skryf dik boeke daaroor, daai skeidingsangs, né? Stel jouself voor, in die skoene van die disippels. Jesus het self na hulle toe gekom, een vir een, en gesê, volg my. Kom na my toe, met jou hele vraag, met al jou bekommernisse. Jesus nooi hulle na hom toe. Hulle het alles agtergelaat. Hulle het hulle visserskuite, hulle het hulle tollenaarshokke, alles het hulle agtergelaat. En vir meer as 3 jaar volg hulle vir Jesus, stap hulle saam met hom. Hulle sien die wonderwerke wat hy doen. Hy sien. Hulle sien hoe 'n blinde man weer kan sien, die vreugde in sy lewe, 'n verlamde, 'n sieke. Hulle sien hoe hy bose geeste uitdryf. Hulle luister na sy prediking, hoe dit gesagvol is, hoe dit die prediking van die kerkleiers van niks laat klink nie. Hulle beleef dit eerstehands. En dan, om 'n feestafel, nadat hy vir hulle vertel het, dat die leiers op 'n wrede manier gaan laat sterf, en dat Judas reeds uit die vertrek uit is, nadat hy hulle voete gewas het, sê Jesus, laat julle harte nie ontsteld wees nie, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Mens kan jouself kaap, die angs en die ontsteltenis in hulle harte voorstel. En dis letterlik aan bang, moedelose, verwarde disippels wat Jesus beloof, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Die woord parakleet, die beste vertaal word van die woord toekaas. Ek het 'n paar weke ook vir hierdie woord stilgestaan. Is iemand wat jou verteenwoordig, iemand wat namens jou optree, omdat jy dit nie nou self kan doen nie. Die Heilige Gees kom en hy verteenwoordig die Vader en die Seun by ons. Jesus stort die Heilige Gees in ons harte uit om, soos wat Jesus nou ons middelaar en parakleet by die Vader is, so is die Gees nou die middelaar en die parakleet vir die Vader en die Seun by ons. Ons het vir Christus in die hemel by die Vader en die Seun by die Gees by ons. Elke dag, elke oomblik in ons. Heilige Gees is nie maar net 'n krag, 'n onpersoonlike krag, wat om my is, of wat voor my loop en kyk dat alles reg loop. Nee, die Gees, soos die Seun en die Vader, persoon, kan hom bedroef, en seermaak. Hy is emosioneel aan elke van ons ook verbind soos 'n persoon. Elke bedoeling van die hart en van die Vader en Christus ken hy, maar hy ken ook elke bedoeling van my en jou se hart. Hy deurgrond dit en hy verstaan dit, ook ons vrese, ons angs en dit wat ons verward maak. Hy kom maak, soos God in die Ou Testament beloof het,
Hy kom maak ons harte sy blyplek, sy tempel. Hier waar hy God se liefde op ons harte spring. Ek het al daaroor gesing vanoggend. En God het gesê, dis wat God beloof het in die Ou Testament, en presies wat hy gaan doen. Nou as Parakleet kom, deel hy God se hart met ons, en ongetwyfeld die duidelikste, die beste plek om God se hart te ken, die skoonheid daarvan raak te sien, is natuurlik by die kruis en by die leeggraf. Nêrens sien ons volmaakte liefde so duidelik soos juist daar nie. Daarom sal die Gees ons in die Bybel altyd soontoe vat, om ons te oorweldig met die liefde, die volmaakte liefde van God daar. Daarom dieselfde aand nog, om dieselfde tafel, Jesus sy disippels geleer dat na sy weggaan, sal hy die Heilige Gees na ons stuur, om ons in die eerste plek van sonde en van geregtigheid en oordeel te oortuig. Dit is interessant dat Jesus vir ons leer, die eerste werk wat die Gees doen. Hy kom oortuig ons van ons sonde en dat daar 'n oordeel van wees en geregtigheid. En dan in die tweede plek gaan die Gees kom en hy gaan ons in die volle waarheid lei. Ja, hy gaan ons in die volle waarheid van Skrif lei. En daardie waarheid het ons reeds gesê, gaan ons altyd by een tyd en plek uitbring. En dit is by Christus, die gekruisigde, die Here wat opgestaan het. Jy sien, die Heilige Gees kom en hy doen wat geen dominee kan doen. Hy doen wat geen pa of ma, geen mens kan doen nie. Ja, hy gebruik ons. Ons kan instrumente in hierdie hele proses wees. Maar net die Gees kan 'n dooie hart lewend maak. Net die Gees kan my van my eie sonde, my eie ewige verlorenheid oortuig in die lig van die Skrif. Net die Gees kan hy dooie hart so lewend maak dat hy my in die hand vat en my lei en bring by Christus se afgehandelde werk aan die kruis. Beste dominee, so beste preek, kan ek nie doen nie. Dit help baie. Maar die Gees moet daardie oortuigingswerk, daardie nuwe lewe in vonk in 'n dooie hart bewerk. Deur sy woord kom hy en hy stel God se saak by my en hy wys my op die skoonheid van God. Hy wys my op die heiligheid van God, op God se grootheid. Hy wys my op God se liefde vir my, maar ook op my eie ellende. Dat ek op myself vir ewig verlore is. Nee, sy woord kom hy en hy stel Christus se saak. En waar ek vir ewig verlore moet hoor, in die hofsaak, hoor ek die evangelie. Hy oortuig my hart. Jesus, die verlosser is wat van God kom, en dat ek net op grond van Christus se offer vrygespreek is van al my sonde. Voordat die Heilige Gees nie hierdie werk in ons harte gedoen het nie, sal geen een van ons in Jesus glo. Hier is die dieptenis daarvan. Glo jy vanmôre? Al is dit 'n dowwe lampet geloof, al is dit 'n geknakte riet geloof, wie is aan die werk in jou hart en in jou lewe? Vir die Heilige Gees. Beloof, Jesus het beloof, hy gaan dit kom doen. Hy bring ons tot die besef, hy laat ons verseker weet, net in Christus skenk God aan my genade op genade op genade. Maar die Gees steek nie vas by die kruis nie. Hy oortuig ook ons harte van die opstanding van Christus. Deur 'n ware geloof laat hy ons, wat eers dood was vir God, dat hy ons ook opstaan, saam met Christus, in 'n nuwe lewe. Dat die Heilige Gees kom, en hy kom skryf in ons harte, hy kom graveer dit daarin, dat ons dit nooit mis kan kyk nie. Hoe onbeskryflik lief God vir ons is, in Christus. Het julle daarop gelet,
dat die gedeelte waarna ons saam geluister het, en 2 duidelike opdragte van Jesus toegevou is. Ons lees in vers 15, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En dan bemoedig Christus ons met die belofte dat die Heilige Gees tot in ewigheid by ons gaan wees. En dan sê hy weer in vers 21, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet. En wie my liefhet, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Jy sien, liefde soos wat Jesus bedoel, is altyd 'n geesgedrewe liefde. Dis liefde wat in die waarheid van die woord en die evangelie sy krag trek. Dis nie liefde wat om liefdes wil alles verdra en toelaat nie. Dis liefde wat vashou alleen aan dit wat vir God reg is. Liefde sonder die waarheid van die woord is niks anders as skynheilige liefdeloosheid. Wie dit klink hard. Ek het al lidmate in hierdie gemeente verloor omdat ek het sê, maar as die Bybel ons leer. Reeds in die Ou Testament het God beloof hy gaan dit doen. In die harte van mense, van wie dit glad nie verwag nie. En skryf die Heilige Gees, die liefdesgebod van Christus. Die Heilige Gees kom op grond van die evangelie, en hy kom gee aan ons 'n nuwe koers en 'n rigting, 'n nuwe lewe. Ons begin met dieselfde liefde waarmee Jesus liefhet, begin ons ook om lief te hê. Bietjie vroeër daardie selfde aand het Jesus al vir sy disippels gesê, julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Waar die Gees hierdie liefde kom, en 'n dooie sondaar, en dit begin sigbaar hande en voete kry, kan jy duidelik sien, en dis waar Christus deur sy Gees aan die werk is. Maar die Heilige Gees plaas ons op 'n pad, waar ons ook begin om lief te hê soos Jesus. En maar hier is die skoonheid. Hier is die liefdesmis van hierdie belofte. Op hierdie pad maak Jesus homself meer en meer aan ons bekend. Hy lei ons op 'n pad om lief te hê, en dan gaan ons meer en meer van Jesus leer ken. In my lief hê en omgee soos Jesus, sien, beleef en ervaar ek Jesus soos die disippels van ouds, sodat ek hom meer en meer kan leer ken, sodat ek meer en meer op hom kan vertrou. God die Heilige Gees kom en hy oortuig my nie net van die kruis en dat ek net daar verlos is nie. Hy wek my op in 'n nuwe lewe waarin ek ook kan omgee en lief hê soos Jesus. En dan op daardie pad leer ek Jesus ken. Kom ek agter, maar ek stap saam met hom elke dag, elke oomblik, sy by my. Beleef ek hom om met die kruis vas te steek, mag vir my 'n poskaart mooi foto van Christus wees. Maar om Christus se hand op my te voel, sy betrokkenheid in my hier en my nou, sy luister na my gebede, om dit te kan ervaar, beteken om deur sy Gees in 'n nuwe lewe saam met Jesus gelei te word. Maar waar die Heilige Gees in die hart van die werk is, kan ek ook soos Paulus hierdie een begeerte in my hart hê, om Christus te ken, maar om die krag van sy opstanding in my are te voel bruis. Om te beleef hoe sy liefde my dryf. Elders skryf Paulus, dit dwing my, ek kan nie anderste nie, om ook lief te hê. En soos dit gebeur, sien ek hom, hoor ek hom, beleef ek hom, trou ek hom. Meer en meer en meer. Wanneer die Gees my oortuig van God se liefde vir my, dit in my hart ingrafeer. Wanneer die liefde van Jesus my dryf, om my oor iemand te ontferm, miskien iemand te help, iets te gee wat hy op daai oomblik die nodigste het, anders is hy hulle diep moeilikheid, en dan help ek. Ek sien dankbaar. Ek sien verandering, die blydskap wat in iemand se hart en lewe bring. Die Here gee my die vreugde, die vrede in my hart om dit te beleef. Maar die liefde van Jesus dryf my
Soms met groot moeite, met baie opoffering, bidend 'n pad saam met iemand te loop, terwyl ek wag vir die oomblik. Waar die Gees alles daar stel, dat ek die evangelie met so 'n persoon kan deel, of waar so 'n persoon self werklik tot die besef van God se liefde vir hom of haar kom. Ek en jy kan nie daai verandering bewerk nie, maar ons kan die pad stap, getrou, terwyl ons bidend op die Here bly wag. Die liefde van Jesus dryf my, soms om 'n godgrootte taak bidend aan te pak, om te wag vir God se sorg en vir die uitkoms wat net hy kan gee. Al vat dit oor jare, bly ek op hom wag en vertrou ek hom net daarmee. En die oomblik, as God gee en my gebed beantwoord, weet ek my Here is hier by my. Ek beleef hom, ek staan. Die liefde van Jesus dryf my soms om sonder ophou te bid vir 'n geliefde wat soekend is. Na jare se gebed. En sien nie. Dan kom so 'n persoon terug. Ek seker baie van julle het al so iets beleef. Dan kom jy agter, maar die Here luister na my gebede. Dis nie moeite werd om hom te vertrou daarmee. Dan wanneer ek die opgestane Here sien werk, beleef, hoe hy my gebede verhoor, hoe ek agterkom dat hy nog altyd tree vir tree in my is. Tragies is, ons kan so maklik die Gees bedroef. Ons kan so maklik op ons eie vermoë staat maak. Ek moet ontdekker se harte verander. Kan nie. Nee, die Gees kan dit doen. Ons kan so maklik dink alles hang van ons af. En as ons nie ingryp nie, as ons nie bid nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Ons kan so maklik toelaat dat die eie ek, my eie woede, my eie gebrek aan liefde die oorhand kry. En dat mense nie wil verander soos wat ek wil hê hulle moet verander nie. En dan begin ek liefdeloos optree. En ek het nie met my vertroue in Christus gaan wag op sy uitkom, terwyl ek aangaan en liefde hê, soos wat hy lief het. Christus wil nie dat ons maar net 'n mooi postkaart belewenis van hom moet hê nie. Die Heilige Gees in elkeen van ons harte uitgestort, sodat ons hom kan ken, dat ons die volle waarheid van wie hy is en hoe hy lief het, dat ons dit kan ken. Die Gees het ons alles in sy woord opgeskryf. Die Gees het ons die elkeen reeds saam met Christus in 'n nuwe lewe opgewek, sodat ons tree vir tree saam met Christus en ek kan lewe en ook die krag van sy opstanding in ons hart en ons lewens kan beleef. Kom laat ons nie die Gees bedroef nie. Kom ons wees sterk en bemoedig en weet dat Christus deur sy Gees in ons harte by ons is tot in ewigheid. Kom ons sing saam. Skrifverwyding 8:3. Kom ons sing uit net een vers en dan as ons klaar gesing het, kan julle weer afsit. Van die Heidelbergse Katekismes en hierdie vraag en antwoord
gaan eintlik 'n hele gedeelte vooraf waar ons intens gaan kyk na die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Maar voordat ons katekismes daarby uitkom, praat hulle eers oor die drie eenheid. Nou, elke Sondag, wanneer ons geloof bely, let bietjie daarop, ook Nicea, ook die apostoliese geloofsbelijdenis, gaan dit oor die goddelike drie eenheid. Ons bely ons geloof in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou weet ons, deur die eeue was daar nog altyd 'n stryd binne die kerk, buite die kerk, oor hierdie waarheid en oor die leer van die drie eenheid. En daarom vra ons belydenis die vraag, maar terwyl daar maar tog net een en enige goddelike wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees, waarop ons belydenis eintlik 'n kort antwoord gee, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie drie onderskeie persone die enige ware en ewige God is. Net daarop. Ons katekismes probeer nie die drie eenheid nie verduidelik nie. Gee nie vir ons 'n lang verduideliking sodat ons almal dit uitgewerk kan hê en in ons harte vrede kan hê, maar nou verstaan ons God. Ook is ons belydenis baie duidelik dat daar drie persone is wat ons van mekaar moet onderskei, dat hulle gelyk is, maar ook dat die een is nie belangriker as die ander een nie. En dan eindig hy weer dat hierdie drie saam net een God is. Hierdie vraag en antwoord het ek reeds gesê van die gedeelte vooraf oor die apostoliese geloofsbelijdenis, waar ons katekismes bietjie intens daarna gaan kyk. En ons moet onthou dat die apostoliese geloofsbelijdenis, soos ons het baie elke Sondag omtrent hierso saam bely, was aanvanklik 'n doopsbelijdenis. As jy tot geloof gekom het in die vroeë kerk, dan moes jy hierdie belydenis geken het en van harte kon bely, voordat jy gedoop kon word en deel kon wees van 'n gemeente. Ja, voordat iemand, soos wat Jesus ons beveel het, net voor hy opgevaar het na die hemel, gedoop kon word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, moes hy kon sê wat hy glo en bely van hierdie goddelike drie eenheid. Wanneer ons nadink oor die drie eenheid, moet ons besef dat ons in eerste plek vir die grootheid van God te staan kom. Hier kan ons nie alles met ons verstand uitwerk. Hier gaan ons nie alles tot in die fynste besonderhede kan verduidelik nie. Maar ons moet dit gelowig aanvaar, doodeenvoudig, en dat God dit so in die Bybel aan ons bekend maak. Daar's God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En deel van ons geloofslewe elke dag, om hierdie waarheid gelowig te aanvaar. Jy is ons troos en ons krag hierin te vind. Die Bybel leer ons dat dit belangrik is om altyd die drie eenheid van mekaar te onderskei. Die Bybel tref onderskeid tussen hulle werksaamhede en stel dit baie duidelik dat hulle al drie persone is, maar net so belangrik moet ons hulle nooit van mekaar losmaak. Ons kyk in die evangelie, male sonder taal, ook as Paulus preek en in sy briewe goed antwoord, hoe kom die drie eenheid na vore? Wanneer ons belydenis wys op die indeling van die 12 artikels, word ons daarop gewys dat dit handel oor God die Vader en ons skepping, oor die Seun en ons verlossing, en dan ook oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Ons belydenis maak dit echt persoonlik. Maak dit so mooi echt persoonlik. Dit gaan oor ons innige saamwees en verhouding met God. En daar is eintlik 'n heerlike troos in die leer oor die drie eenheid, want dit gee aan ons drie skatte. Ons skepping, wat die Vader geskep het, maar ons is sy kinders. Ons verlossing in Christus en ons heiligmaking. En daarom, sonder een van hierdie drie, is ons die mees armste, mees verlore mense wat daar kan wees. Nou in die volgende klompie weke, wat ons nou aangaan met ons leerprediking, gaan ons nou begin om die apostoliese geloofsbelijdenis mooi uit mekaar uit te haal. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, die genade is so onbeskryflik groot. Ja, dat
nie met ons vermoere kom bemoeienis maak, die ons opsoek, dat die woord in ons eie taal gelees kan word, die so duidelik tot elke hart kan spreek. Dankie Vader, die Gees ook tot ons harte kan spreek, ons gedagtes en ons denke fokus, op die Seun, ons Verlosser, ook dat die Gees, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook in ons harte, nuwe lewe kom skink, ons daarmee aanvuur. Hemelse Vader, ons praat baie keer oor hierdie belangrike waarhede. Dit gaan soms so oor ons harte en ons gedagtes, sonder dat dit insink. Dis ons gebed vanmôre vir mekaar, dat U self deur U Gees, U woord, gepreek is, dit is verkondig is, in ons harte sal vestig, sal indruppel, en soos klein kindertjies in 'n ware geloof, en opstaan en skree, bemoedig ons, versterk ons, ook in hierdie lewe met alles, wat U op ons lewenspad bring, die lekker dinge, maar ook die minder lekker dinge, die uitdagings, en ons kan weet, ons stap hierdie pad gelowig, saam met ons Here, wat by ons is, Gee sy Gees, om ons te vertroos, te bemoedig, en aan te steek. Help ons om in hele gedagte, dat dit tot in ewigheid kan wees, dat dit daar nooit 'n oomblik in tyd en ewigheid kan wees, waar ons op ons Gees gaan wees. Help ons om net te verstaan, en te begryp, kom ons hier ook in ons ongeloof te hulp, in ons swak. Gees by elkeen van ons, wat U weet, ons nodig het, ook op materiële gebied, versorg ons, oorweldig ons met goeie gawes, sodat ons U kan dien, en kan eer, met ons hele hart. U is ook by hulle wat siek is in ons gemeente, ons het hulle name genoem, Pia, Olympia, Stefanie, maar dan nog ander wat te swak is om by die erediens te kan kom, wil U self hulle in hulle harte bemoedig, en versterk, en verseker, U ook by hulle is, deur U Gees. Wees saam met ons, al ons besluite en ons uitdagings in die week wat voorlê, jong mense, so blootgestel is, maar ook ons ouer lidmate. Ja, ons word so maklik in hierdie wêreld neergesleep. Bekeer ons harte waar bekering nodig is, vernuwe ons denke elke dag meer en meer, en omvorm ons woorde en ons dade, en meer aan liefde gelyk kan word. Ons wil bid, Vader, wees by 'n wêreld vol ellende. As ons net kyk na die nuusblaaie, groot woorde wat wêreldleiers sê, die dinge wat hulle doen, dan wil 'n mens byna benoud en beangs raak, en dan vergeet ons dat U is in beheer. Hoor ons gebed, ons pleit, ons stikkende wêreld, daar's soveel nood, armoede, ons hoef nie eens ver te kyk nie, dis onsin. Daar's soveel ellende, gee uitkom, volgens U wil, ook hier in ons eie dorp, waar ons ook betrokke raak by bediening in ons eie middedorp, bid ons ook vir die werk wat daar gedoen word om die evangelie te verkondig, dat U uitverkorenes sal versamel, dat U koninkryk sal laat kom in die harte van U kinders. Ja, seën die werk wat wêreldwyd gedoen word om die goeie nuus van Christus te verkondig. U is by elke organisasie, U is by elke evangelis en sendeling, veral in plekke waar dit so bitter moeilik is om die evangelie te verkondig, waar bloedige vervolging op jou verwag. Ek sien nie die naam Jesus op jou lippe nie. Wees by U kinders. Vader, ons wil vra, as ons van hier gaan, lei ons deur U Gees, elkeen van ons, ook in die nuwe lewe wat daar in Christus is. Vernuwe ons denke, bring ons tot bekering waar dit nodig, maar lei ons in U hand en bring ons, die Here en ons Verlosser,
dat ons elke dag saam met hom kan wandel. Dit bid en vra ons in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan saam antwoord met die sing van lied 449, vers 1 en vers 4. Kom ons sing hier oor die drie eenheid en ons loof en prys God.